Ek het gedink aan 'n tema vir vandag se boodskap. En toe onthou ek daar was 'n film met die naam Three Weddings and a Funeral. So terwille van die vrouens vandag sal ek sê die tema is miskien iets soos A Wedding and Happily Ever After. Om die manne se aandag te behou, kom ons maak dit 3 funerals and a wedding. Toe ek gaan studeer het ek glad nie belang gestel in meisies nie. Ek wou net rugby speel en studeer. Miskien het ek so nou en dan opgekyk van die boeke af en die meisies raak gesien, maar dit was dit. En een van die moeilikste vakke wat ons gehad het, was die dosent, 'n ene Dr. Lot Strauss. En hy het 'n groot probleem gehad met studente se sosiale lewens. Aktiwiteite, hy het nie genade gehad nie. Baie intimiderende man. Hy het die gewoonte gehad om jou slaap gedurig te onderbreek. Op die eerste dag in my tweede jaar het ek in die klas skaars begin, toe daar 'n pragtige jong meisie instap en reg langs my kom sit. Alhoewel ek nie belang gestel het nie, het ek tog gedink, joh, die Here se voorsiening is eintlik uitsonderlik. Dr. Strauss het gesê, ons moet vandag besluit waar ons wil sit, want van môre af sit jy waar jy sit, terwyl van sy uitlegkaart van waar almal sit. Ek was vroeg die volgende dag natuurlik daar, om seker te maak dat daar 'n oop plek hier langs my is. En ek hoop dat die meisie weer hier reg langs my sal kom sit. Net toe die klas begin, stap daar toe 'n ongevoelige jong plaasboer klong student in en kom plak hom langs my neer. Vir ongeluk my fyn uitgewerkte plan. 2 minute later verskyn die jong meisie in die klas en sy gaan sit 5 rye voor my. Ek kan nou nog nie glo dat ek gedoen het nie, maar na afloop van die klas het ek na Dr. Strauss toegestap en vir hom gevra of ek asseblief nog my sitplek kan verander, want toevallig was daar 'n oop sitplek langs haar. So vriendelik as wat hy kon, het hy gesê, ja, is reg so, en hy het my naam uitgevee en hom op die ander plek ingeskryf. Sy het nie geweet wat gebeur nie, maar ons het goeie vriende geword en sy kon my op die ouend nie met rus laat nie, en later het ek ingewillig om met haar te trou. En toe word ek wakker. My droomvrou was nie so 'n maklike meisie nie. Ek hoop dit het jou verlange so bietjie weer opgehelder. As jy terugkyk na jou eie verliefdheidsstorie in jou lewe. Ek het vroeër in die week een oggend as deel van my stilte tyd deur die boek Rit gelees, en baie beter is die liefdesverhale op Netflix. Daar is al baie gesê dat die boek Rit een van die mooiste kortverhale is wat ooit geskryf is. Storie van angstigheid, vrees, liefde, toewyding, en ek dink ek wil daar byvoeg reinheid, wat jou verbeelding laat vlam vat en jou siel verkook. Al begin dit met 'n mate van moedeloosheid, eindig die brief of die boek Rit met vreugde en genoegdoening. Nou, ons gaan nou lees uit die boek, maar voor dit wil ek net so 'n bietjie agtergrond gee. Het sal ons help om beter te verstaan wat hier aangaan terwyl ons daardie lees. Alhoewel dit 'n pragtige verhaal is van liefde en lojaliteit, is ons natuurlik duisende jare en duisende kilometer ver weg van waar dit gebeur het. Maar ons gaan probeer kyk hoe hierdie loyale liefdeslesse van toepassing kan wees in ons lewens. 'n Boek met 4 hoofstukke wat jy vind tussen Rigters en 1 Samuel natuurlik, geskryf gedurende die tyd van die Rigters toe hulle regeer het oor Israel. En 'n tyd wat die volk die hoeveelste keer gedoen het wat reg was in hulle eie oë, nie in God se oë nie. Hulle het hulle harte verhard en sonde was aan die orde van die dag. In Rit 1 sien ons dat omdat daar erge hongersnood was,
in Bethlehem in Judea, het 'n man en sy vrou, hulle 2 seuns gevat en die pad gevat na Moab. Die hongersnood wat toe in Juda, in Israel plaasgevind het, was natuurlik as gevolg van die volk se ongehoorsaamheid. Dit staan in Deuteronomium 11 vers 16. Neem julle in ag dat julle hart nie verlei word nie, sodat julle afwyk en ander gode dien en voor hulle neerbuig, en die toorn van die Here teen julle ontvlam en uit die hemel toesluit, sodat daar geen reën is en die aarde sy opbrengs nie gee nie, en julle gou uit die goeie land omkom wat die Here julle gee. Nou, Moab, nou moet ek net kyk. Ok, ek weet nie of julle nou daar mooi kan sien nie, en ek het 'n ding gehad waarmee ek vir julle wou wys, maar nou weet ek nie waar is dit nie. As julle kyk op die kaart, so bo in die middel langs begin daar is die stad Bethlehem. Nou hulle was eintlik net so suid van Bethlehem gewees. En hulle het besluit om te trek al om deur die Jordaanrivier af hier tot in Moab. Nie seker presies waar in Moab dit was nie, ek het nie gaan oplees nie, maar dis die pad wat hulle getrek het. 'n Land met vrugbare grond en goeie reënval, en hulle is soontoe met die hoop op 'n oes, of dalk 'n beter oes, of 'n goeie oes. Die roete wat hulle gereis het, 160 km, sou hulle min of meer 'n week gevat het. En as julle onthou van laasweek se boodskap, was Moab eintlik Israel se vyande. Onthou julle, toe hulle getrek het van Egipte tot in Kanaan, het hulle nie die Moabiete aangeval nie, alhoewel hulle vyand was. Numeri 25 sien ons dat die Moabiete die Israeliete blootgestel het aan seksuele, immorele optredes en heidense aanbidding, afgodsdiens. Deuteronomium 23 vers 3 bewoor dit baie sterk. Hier staan: geen Ammoniet of Moabiet mag in die vergadering van die Here kom nie, selfs tot in hulle 10de geslag. Ek wou nou iets noem, maar gaan dit nie noem, dit gaan julle die mekaar maak. Maar net vir die wat dalk sal weet waaroor dit gaan, dit lyk of baie Bybelskolars sê dat Rut in die 11de geslag was. So hierdie man probeer die oordeel van die Here oor Israel probeer hy ontvlug, en hy is weer ongehoorsaam en hy gaan bly in Moab tussen 'n klomp afgodsdienaars. Die man se naam was Elimelech en sy vrou was Naomi. En natuurlik het hulle 2 seuns, 2 Moabitiese vrouens getrou. Hulle seuns het saam met hulle van Bethlehem afgetrek, Moab toe, en daar het hulle seuns 2 Moabitiese vrouens getrou. Rut en Orpa. Nou goed. Ek gaan nie vandag vir julle klomp teksverse wys nie, ek wil hierdie op die bord los, sodat julle heeltyd as ek iets sê en julle weet nie presies wie's nou wie nie, kan julle vandag kyk. Elimelech en Naomi met hulle 2 seuns trek van Moab. Saam met, en toe hulle nou in Moab kom, het hulle seuns vir Rut en Orpa getrou. Dit word voorgestel in hoofstuk 2 aan 'n man met die naam Boas, wat familie was van Elimelech, die pa. Terwyl hulle in Moab is, sterf Naomi se man, en ek dink 10 jaar later sterf haar 2 seuns ook, en Rut en Orpa en Naomi is weduwee. In daai antieke wêreld het hulle geen sosiale status gehad nie, geen inkomste nie, om te oorleef nie. Veral Naomi natuurlik, want sy was 'n Israeliet wat getrek het na Moab, né? Tussen hierdie afgodsdienaars. Die 2 vrouens was Moabiete gewees. Maar veral Naomi, Israeliet in 'n vreemde land, sy word soms nogal vergelyk met die vroulike met Job, né? As die vroulike Job. Verloor haar man, verloor haar 2 seuns. Sy skielik in 'n situasie waar sy geen sekuriteit het nie, sy het nie 'n manlike beskermer of voorsiener gehad nie. En daardie dae was die weduwees soos hawelose mense. Vandag. Maar die Here het altyd voorsien aan die armes en die behoeftiges. Ons sien in Levitikus 19,
En as jy die opbrengs van jou land oes, moet jy die kant van jou land nie heeltemal afoes en die are wat val nie versamel nie. Jou wingerd moet jy ook nie skoon afoes nie en die trossies wat van jou wingerd val nie versamel nie. Vir die arme en die vreemdeling moet jy dit laat oorbly. Ek is die Here jou God. So die wetgewing op daai stadium was natuurlik aan die kant van die behoeftige mense. So dit help ons om te verstaan wat Rut hier gedoen het. In hoofstuk 2, en dit openbaar ook aan ons iets van Boas se karakter, 'n man wat die landswette gehoorsaam het. Hy het so gemaak. Hy het nie die oes heeltemal afgehaal nie, hy het die reste laat lê vir die behoeftiges. Hoofstuk 3 lees ons van 'n bloedverwant losser. As 'n man sou sterf en sy vrou word 'n weduwee sonder dat sy naaste bloedverwant sonder seuns. Die man sterf, die vrou het nie seuns nie. Dan het sy naaste bloedverwant, so die naaste bloedverwant van Elimelech, het dan die geleentheid gehad om sy grond te koop en om met die weduwee te trou, sodat sy seuns kan hê om die oorlede man se naam te kon voordra. Hierdie bloedverwant was verplig om op eie koste die grond te koop en dit dan terug te gee aan die eienaar, die persoon wat dit verkoop het. En as die naaste bloedverwant geweier het, dan sou die volgende naaste bloedverwant die rol as losser oorgeneem het. Daar was egter 'n vangplek. Die bloedverwant losser kon nie die besluit om as losser op te tree vir hierdie weduwee, kon hy nie self neem nie. Hy moes deur die weduwee gevra word om haar losser te wees. Het verduidelik vir ons wat gebeur in hoofstuk 3. Laat jy so 'n bietjie jou asem ophou as jy nou hier begin lees, so 'n bietjie kopkrap selfs. So Rut die weduwee, dis nou Elimelech en Naomi se een skoondogter. Sy spuit haar Estee Lauder parfuumpies, trek haar mooiste rokkie aan en gaan na die dorsvloer om haar skoonma se instruksies uit te voer. Toe Boas aan die slaap raak, het sy by sy voete ingekruip. En toe Boas in die middel van die nag wakker skrik, het hy verbaas vir haar gevra, "Wat maak jy hier?" En sy het geantwoord, hoofstuk 3, vers 9, "Ek is Rut, ek is van u afhanklik, en u is my losser. Neem my nou onder u beskerming," in die ander vertaling staan, "brei dan nou u vleuel oor u dienares uit." Selfde woorde wat gebruik is vir beskerming, die Here se beskerming in hoofstuk 2 vers 12. Dit is nou 'n bietjie vroeër, toe Boas nog nie hierdie tipe ontmoeting met Rut gehad het nie. Hy het haar nog nie geken nie. Hy het haar op die land gesien en daar het hy gesê, "Mag die Here jou beloon vir wat jy gedoen het. Mag jy 'n welverdiende beloning ontvang van die Here, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuilings soek." Maar net hy geweet dat Rut later by sy voete sou inkry. Deur hierdie seremoniële daad het sy hom gevra om haar beskermer te wees en om haar onder sy vlerk te neem. So, as hy sy kledingstuk oor haar uitsprei, was dit maar net om te sê, "Ek maak aanspraak daarop om jou beskermer en jou verlosser te wees. Of tot jou verlossing te wees." So in kort het sy hom 'n huweliksaanbod gemaak. Hoofstuk 4 sien ons dat Boas na die stadspoorte toe gegaan het, wat maar soos die hof was in daai tyd, waar besigheidstransaksies plaasgevind het en ruilings plaasgevind het en waar sake aangehoor is, en die kans was goed dat as jy daar sou gaan sit by die stadspoort, dat jy iemand bekend sou raakloop. Dis die laaste bietjie agtergrond net is sandale of skoene. Die skoene van daai tyd was sandale, en in algemeen was dit simbolies in 'n verhouding wanneer 'n sandaal uitgetrek word en oorgegee word aan iemand, simbolies van in die verhouding wat plaasgevind het tussen 'n weduwee en 'n wettige voog. So om jou skoen te oorhandig was soos om 'n wettige kontrak te onderteken, en dit kon ook plaasgevind het wanneer daar grond verkoop is.
So met hierdie agtergrond. Kom ons luister net vandag, ek het nie die hele boek Rit neergeskryf vir die dames nie, maar hulle gaan net vir ons 'n paar uittreksels uit elke hoofstuk lees. So, Lizaan gaan vir ons begin. Nee, jy begin, nee. Ons sê. Luister baie aandagtig, dat julle die storie volg. Rit, hoofstuk 1. En in die dae, toe die rigters geregeer het, was daar hongersnood in die land. Daarom het 'n man uit Bethlehem, Juda weggetrek, om as vreemdeling te vertoef in die veld van Moab. Hy en sy vrou en sy 2 seuns. En die naam van die man was Elimelech, en die naam van sy vrou Naomi. En hulle het gekom in die veld van Moab, en daar gebly. En Elimelech, die man van Naomi, het gesterwe, maar sy met haar 2 seuns het oorgebly. En hulle het vir hulle Moabitiese vroue geneem. Die naam van die een was Orpa en die naam van die ander Rut. Sy het haar gereed gemaak met haar skoondogters en teruggegaan uit die veld van Moab, want sy het in die veld van Moab gehoor dat die Here op sy volk ag gegee het deur aan hulle brood te gee. So het sy dan haar woonplek verlaat en haar 2 skoondogters saam met haar. Maar toe hulle op pad was om na die land Juda terug te gaan, sê Naomi aan haar 2 skoondogters: "Gaan heen, draai om, elkeen na die huis van haar moeder." En hulle het hul stem verhef en geween en aan haar gesê: "Nee, ons wil saam met u teruggaan na u volk." Toe verhef hulle stem en ween weer. En Orpa het haar skoonmoeder gesoen, maar Rut het haar aangehang. Maar Rut sê: "Moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan, en waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk, en u God is my God." En hulle 2 het op pad gegaan, totdat hulle in Bethlehem gekom het. So het Naomi dan teruggekeer, en Rut, die Moabitiese, haar skoondogter, wat saam met haar uit die veld van Moab teruggekom het, en hulle het in Bethlehem gekom, in die begin van die garsoes. En Naomi het 'n bloedverwant gehad van haar man se kant, 'n vermoënde man uit die geslag van Elimelech, wie se naam Boas was. Daarop het Rut heen gegaan en gekom en are opgetel op die land agter die snyers. En gelukkig kom sy op 'n stuk land af wat behoort aan Boas uit die geslag van Elimelech. En Boas het juis van Bethlehem afgekom en aan die snyers gesê: "Mag die Here met julle wees." En hulle het hom geantwoord: "Mag die Here u seën." Daarop sê Boas aan sy dienaar, die opsigter oor die snyers: "Van wie is hierdie jong vrou?" En die dienaar, die opsigter oor die snyers, antwoord en sê: "Dit is die jong Moabitiese vrou wat saam met Naomi uit die veld van Moab teruggekom het. Sy het toe gekom en gebly van vanmôre af tot nou toe. Sy het maar min daar in die huis gesit." Toe sê Boas vir Rut: "Luister tog my dogter, jy moenie op 'n ander land gaan are optel nie. En jy mag ook nie hier vandaan weggaan nie, maar jy moet jou by my diensmeisies aansluit. Maar mag die Here jou daad vergelde, en mag jou loon volkome wees van die Here, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het." Boas het sy dienaars bevel gegee en gesê: "Sy mag ook tussen die gerwe optel, en julle mag haar nie beledig nie." Toe sy in die stad kom, sien haar skoonmoeder wat sy opgetel het. Daarop vra haar skoonmoeder haar: "Waar het jy vandag opgetel, en waar het jy gewerk? Mag hy geseënd wees wat in jou belang gestel het." En Naomi sê vir haar skoondogter: "Mag hy geseënd wees deur die Here, wat sy guns aan lewende en dode nie onttrek nie." Verder sê Naomi vir haar: "Die man is ons nabestaande, hy is een van ons lossers." So het sy dan by die diensmeisies van Boas aangesluit om are op te tel, totdat hulle met die garsoes en die koringoes klaar was,
en sy het by haar skoonmoeder gewoon. Toe sê haar skoonmoeder Naomi vir haar: "Nou dan, is Boas by wie se diensmeisies jy gewees het, nie ons bloedverwant nie. Kyk, hy waan vannag op die vloer gaars uit. Was jou dan en salf jou en trek jou klere aan en gaan af na die vloer toe. As hy gaan slaap, lê dan op die plek waar hy gaan slaap. Kom dan nader, maak sy voetenend oop en gaan lê, en hy sal jou te kenne gee wat jy moet doen." En sy antwoord haar: "Alles wat u sê, sal ek doen." Daarop het sy afgegaan na die vloer en gedoen net soos haar skoonmoeder haar beveel het. Nadat Boas geëet en gedrink het, het sy stilletjies gekom en sy voetenend oopgemaak en gaan lê. En die man het teen middernag geskrik en vooroor gebuig en daar lê 'n vrou aan sy voetenend. En hy vra: "Wie is jy?" Toe antwoord sy: "Ek is Rut, u dienares. Brei dan u vleuel oor u dienares uit, want u is die losser." En hy sê: "Geseënd is jy deur die Here, my dogter. Jy het jou laaste liefde beter gemaak as die eerste, omdat jy nie agter jong manne, arm of ryk, aangeloop het nie. Wees dan nou nie bang nie, my dogter. Alles wat jy sê, sal ek vir jou doen. Want die hele stadspoort van my volk weet dat jy 'n deegsame vrou is. Nou dan, dit is seker waar dat ek die losser is, maar daar is nog 'n losser nader as ek. Maar as hy nie lus het om jou te losser wil wees nie, dan sal ek jou los, so waar as die Here leef, bly lê tot die môre." Toe sy by haar skoonmoeder kom, het die gevra: "En toe my dogter?" En sy het haar alles vertel wat die man aan haar gedoen het. En sy antwoord: "Sit stil, my dogter, totdat jy weet hoe die saak uitval. Want die man sal nie rus totdat hy vandag nog die saak afgehandel het nie." En Boas het opgegaan na die poort en daar gaan sit. En toe die losser juist daar verbygaan van wie Boas gepraat het, sê hy: "Vriend, kom nader en sit hier." En hy het nader gekom en gaan sit. Daarop neem hy 10 man uit die oudstes van die stad en sê: "Sit julle hier." En hulle het gaan sit. En hy sê vir die losser: "Die stuk grond van ons broer Elimelech wil Naomi, wat uit die veld van Moab teruggekom het, verkoop. Nou het ek gedink, ek sal jou dit meedeel en sê: koop dit voor die wat hier sit, en voor die oudstes van my volk. As jy wil los, los dan. Maar as jy nie wil los nie, gee my te kenne dat ek dit kan weet, want daar is niemand om te los behalwe jy nie, en ek na jou." En die losser sê: "Ek kan dit nie vir my los nie, anders bederf ek my erfdeel. Neem jy my lossingsreg oor, want ek kan nie los nie." Daarom het die losser vir Boas gesê: "Koop dit vir jou," en hy het sy skoen uitgetrek. Toe sê al die mense wat in die poort was en die oudstes: "Ons is getuies. Mag die Here die vrou wat in jou huis inkom, maak soos Rachel en soos Lea, wat saam die huis van Israel gebou het, en verwerf mag in Efrata, en maak 'n naam in Bethlehem. En mag jou huis word soos die huis van Peres, wat Tamar vir Juda gebaar het, uit die nageslag wat die Here jou uit hierdie jong vrou sal gee." So het Boas Rut dan geneem en sy het sy vrou geword. En die Here het vir haar swangerskap gegee en sy het 'n seun gebaar. Toe sê die vrou van Naomi: "Mag sy 'n naam in Israel genoem word. Hy sal vir jou een wees wat jou siel verkoop en jou grysheid versorg, want jou skoondogter wat jou liefhet, het hom gebaar." En Naomi het die kind geneem en op haar skoot gesit. En die buurvroue het hom 'n naam gegee en gesê: "Vir Naomi is 'n seun gebore," en hulle het hom genoem Obed. En Boas het Obed verwek, en Obed het Isaai verwerk, en Isaai het Dawid verwek. Goed. Ons gaan nou kyk, wat sê die Here vir ons? 4 liefdeslesse, wat ek raak gesien het, daar kan meer wees. Eerstens is die oorgawe aan God se soewereiniteit. Een van die opsigtelike temas van die storie is God se soewereine voorsiening.
Soewerein beteken God is oppermagtig. Daar's niemand soos hy nie. Ons sien deur die Here storie dat die Here doelwitte het en dat om hierdie doelwitte te bereik, hoe die Here dit doen, is alles ingeweef in hierdie hele storie. Elke situasie, elke gebeurtenis. Hy gebruik 'n hongersnood in Bethlehem in Judea om natuurlik die man en sy seuns, sy vrou en sy seuns te vat op die oomblik na Moab, waar sy seuns 2 Moabitiese vrouens trou. Nadat Naomi en haar dogters onverwags weduwees geword het, is Naomi en Rut terug na die beloofde land. So julle sien, Elimelech, Naomi met die 2 seuns is Moab toe. Orpa bly agter in Moab. Sy gaan nie op die oomblik terug saam met Naomi nie. Naomi gaan terug saam met Rut Bethlehem toe. Soos ons hier sien, begin die boek met 3 begrafnisse en eindig die boek met 'n troue. En die Here het alles so georkestreer om sy beloftes waar te maak. Onthou dit, om sy beloftes waar te maak. Nou dis hier waar die storie al hoe mooier raak. Rut het in hoofstuk 1 nie eers geweet dat Boas bestaan nie. Sy het nie geweet daar was so iemand soos Boas nie. En ons sien dat daar in 2 vers 3 staan, en gelukkig kon sy op 'n stuk land afkom. Gelukkig. 'n land afkom wat behoort aan Boas. Die mees hierbare wederbewenaar in ou jong man of wat ook al in Bethlehem. Geen toevalligheid hier nie, né? Die Here se hand het haar gestuur na hierdie spesifieke stuk grond op hierdie spesifieke dag op daardie spesifieke tyd. Besef ons dat al lyk omstandighede om ons hoe sleg, al wil ons moed verloor, dat die Here voortdurend besig is om alles ten goeie te laat meewerk vir hulle wat hom liefhet. En natuurlik sodat hy verheerlik word. Voel julle hoe die opwinding opbou? Die storie gaan ergens heen. Vertrou jy die Here se doelwitte en planne vir jou lewe? Selfs al voel dit somtyds of waar nie baie lig in die tonnel vir jou is nie. Nog 'n les, kweek jou karakter. Kweek altyd jou karakter. Dink net vir 'n oomblik aan Naomi. Sy verlaat haar geliefdes in Bethlehem saam met haar man en haar seuns. Sy gaan na 'n land toe, Moab. Sy hou vas aan die Here, selfs al trou haar 2 seuns, Moabitiese vrouens. Sy hou aan om die ware God te aanbid, selfs al het die hele kultuur waarin sy is voor die afgod Baal neergebuig. Sy hou aan omgee vir haar 2 dogters, terwyl sy self swaar kry. Kan nie dink dat dit altyd maklik was in die huis nie. Sy maak die beste van haar situasie deur vir Rut te wys. Sy maak die beste van haar moeilike omstandighede deur vir Rut te wys en te leer hoe om die Here te aanbid. Sy het die moed gehad om terug te keer na haar land en om vir Rut, wat 'n Moabiet was, aan te moedig om vir Boas 'n huweliksaanbod te maak. Alhoewel sy al haar planne uitvoer en vertrou dat Boas die huweliksaanbod sal aanvaar, wat doen sy intussen? Sy bly geduldig wag op die Here en op sy tyd. Hoofstuk 3 vers 18. Sê sy vir Rut, wag maar en kyk wat nou gaan gebeur, my dogter. Rut is 'n voorbeeld van uitsonderlike lojaliteit, uiters ywerig, hard aan die werk om graan bymekaar te maak, kos te koop, met die hoop dat daar later guns in haar lewe sal kom. Sy het 'n nederige werk gehad en miskien selfs nie vernederend, maar sy was ywerig en sy het nie moed opgegee nie. Hoofstuk 2 vers 23 sê vir ons, so het sy dan by die diensmeisies van Boas aangesluit om are op te tel,
totdat hulle met die garsoes en die koringoes klaar was. Dit was definitief nie lei nie. En het Spreuke 13:4 geleef, waar daar staan, die luiaard se honger word nie gestil nie, hardwerkende mense het meer as genoeg om te eet. Sy was vrygewig, sy het haar kos met Naomi gedeel, sy het respek gewys, maar sy was moedig en sy was bereid om risiko's te neem as gevolg van haar geloof. Sy het ook 'n goeie reputasie gehad, want Boas het alles van haar afgeweet. Hy sê, hoofstuk 3 vers 11, alles wat jy my vra, sal ek doen, want al die mense weet dat jy 'n goeie vrou is. In een van die ander vertalings staan, al die mense weet dat jy 'n deegsame vrou is. Selfde woord wat vir 'n vrou gebruik word in Spreuke 31, deegsaam. Boas self was 'n man van integriteit, baie respek by almal afgedwing. Hy was bekend vir sy vriendelikheid en hy was veral bekend oor die manier wat hy sy werknemers behandel het. En ons sien net iets daarvan in hoofstuk 2 vers 4. Mag die Here met julle wees, sê hy vir sy werkers. En hulle het hom geantwoord, mag die Here u seën. 'n man met 'n goddelike missie. Hy het die land se wette gehoorsaam deur seker te maak dat die behoeftiges versorg word en het vir Rut veel meer gegee as wat sy verwag het. Hy het Rut beskerm, hy het vir haar voorsien, selfs voordat hulle getroud is, en hy het 'n rein lewe geleef. Hoeveel mans vandag sou nie die geleentheid misbruik het, wanneer 'n vrou by sy voete inkry? En hy het na haar naaste bloedverwant toe gegaan, omdat hy geweet het, hy is nie die naaste nie. En hy het hom gevra om as losser op te tree vir Rut, al sou hy dit graag wou doen. Want hy het geweet, hy staan tweede in die ry, as eerste aanspraakmaker. As die eerste aanspraakmaker dit natuurlik nie wou doen nie. Elke een van hulle, Naomi, Rut, Boas, is uiteindelik beloon vir hulle goeie karakter en waardes. Rut se skoonma Naomi was versorg en sy kon uiteindelik haar kleinseun vashou aan die einde van die storie. Rut tree in die huwelik en hier kom dit. Hoor net hoe asemrowend is dit. Sy het 'n seun wat uiteindelik in koning Dawid se familiefoto's verskyn. In die stamboom van Jesus Christus. Van Dawid en uiteindelik die Messias. Die Here het al die tyd geweet dat sy belofte van 'n verlosser sal waar word deur die swaar kry en die toewyding en die ywer van Naomi en Rut. Boas op sigself, hy tree in die huwelik en hy beleef al die vreugde daarvan. Onthou, hy was altyd in Bethlehem 'n gelowige. Hy beleef die vreugde daarvan om sy geloof aan te gee deur Obed vir volgende generasies. Is jy en ek onder moeilike omstandighede soms altyd besig om goeie karakter te kweek? Jy kan dit net doen as jy nie opgee nie. En as jy nie ingee nie. En as jy nie oorgee nie. Moenie dit wat die Here deur jou wil doen ontwyk deur op te gee nie. Ralph Waldo Emerson het gesê, sow a thought and you reap an action. Sow an act and you reap a habit. Sow a habit and you reap a character. Sow a character and you reap a destiny. Is dit nie geweldig mooi nie? Nog 'n liefdesles, keer vandag terug na die Here. Keer vandag terug na die Here. Draai weg van jou bitterheid af.
Draai weg van jou vergelding af. Fokus op God se seën en fokus daarop met dankbaarheid. Erken dat jy eintlik 'n honger het na die brood van die lewe wat in Bethlehem gebore is. As die Here ver van jou af voel, is dit nie nodig vir jou om nou 'n hele klomp trappe weer te klim terug na hom toe nie, draai net na hom toe. Hy sê, nader na my en ek sal na jou nader. Hoofstuk 1 vers 6 en 7 sien ons wat Naomi gedoen het. Sy het haar gereed gemaak met haar skoondogters en teruggegaan. Vers 7. Hulle was op pad na die land Juda, om na die land Juda terug te gaan. Het jy nodig om terug te gaan? Die laaste liefdesles, en daar sekerlik nog, ontvang die verlosser. In daai tyd, as jy iemand gelos het, dan het jy hulle gevat. Julle het net nou so gehoor. Net soos wat Rut die werklike opregtheid in Naomi se geloof gesien het, haar skoonma. En dit vir haarself wou gehad het. Net so weet ek, daar's vandag van julle wat hier sit, wat gereed is om die verlosser in jou lewe te ontvang. Rut en Orpa, die twee dogters, help ons om die opsies raak te sien. Hulle het altyd die geleentheid gehad om terug te draai weg van vals afgode af en te draai na die Here toe en om die ware God te volg. En Orpa het begin saam met Naomi, maar sy het later het haar moed al begewe en sy het weer teruggegaan Moab toe. Die Here soek nie halfhartige toewyding nie. Ons lees dat Rut vasgekleef was aan Naomi, 1 vers 16. Waar u gaan, sal ek gaan, waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk en u God is my God. Daar was by haar geen twyfel meer nie. Nie net dat sy geglo het in God en dat hy haar God en haar koning is nie, maar ook dat sy niks sou doen om in prys te gee nie. Sy bly by Naomi. Die Here is op soek na mense met hierdie tipe toewyding, want dan kan hy sy beloftes waarmaak deur ons toewyding en ons ywer en ons gehoorsaamheid. Ons het almal 'n verlosser nodig. En terwyl Boas hard gewerk het om Rut se verlossing moontlik te maak, het Rut haar, wat het sy gedoen? Sy het net haar versoek ingesit. En sy het dit ontvang wat namens haar voorberei is. En jy dink, jy kan nie alles, jy kan nie terugkom na die Here toe na alles wat jy gedoen het nie. Dit is verkeerd. Hy het 'n Moabiet vergewe. Hy kan jou ook vergewe. En jou 'n nuwe begin gee. In die Ou Testament moes 'n losser 'n bloedverwant wees. Hy moes in staat wees en hy moes gewillig wees. Jesus het vlees en bloed geword om 'n bloedverwant te wees van my en jou. Hy het die mag om te verlos, want hy het die prys vir ons betaal. En hy is gewillig. Hy is gewillig om te vergewe en te verlos. Is jy bereid om dit te aanvaar? Die boek Rut eindig met die stamboom. 'n Stamboom van Rut en Boas tot by Dawid, tot by Jesus. Wat gebore is uit 'n maagd, sodat ek en jy uiteindelik eendag wedergebore kan word. En ons sien in hoofstuk 4 vers 11, nadat Rut verlos is, word daar nie meer van haar gepraat as die Moabitiese weduwee nie. So sien as jy daar gaan lees, daar word die hele tyd van die Moabitiese of die Moabit of die Moabitiese weduwee gepraat. Maar daar word nou na verwys as die vrou. Of die jong vrou. Sy word selfs vergelyk met Rachel en Lea, wie geboorte gegee het aan die 12 seuns van Jakob.
En net so word ons na ons wedergeboorte getransformeer van sondaar tot geheiligde. Daar's niks tussenin nie. Geheiligdes deur wie se lewe die Here die beloftes kan waarmaak wat hy vir ons gegee het in sy woord. Amen.